Goeiedag luisteraars. Ek groet u in die mooie naam van ons Here Jesus Christus. Dis weer 'n wonderlike voorreg om met u te kan deel rondom die woord van die Here. Ons kan net ons oë sluit en die Here in hierdie saak erken. Vader, ons dank u vandag, Here, vir u liefde, vir u genade, vir u getrouheid, vir u goedheid, Here, en u guns, my koning. Ek bid, Here, dat u elke kyker, Here, elke luisteraar se hart sal oopmaak, my God, sodat u woord, Hemelse Vader, Here, kan indring, my God, en veranderinge kan bring. Ek dank u, Here, vir alles, Here, wat u in staat is om te doen, Here, en vir die mooie werke, Here, en die wonders wat u verrig deur hierdie boodskap wat vandag sal uitgaan. Trek ons toe in die kosbare en heilige bloed, my Vader, in die naam van Jesus Christus van Nasaret. Amen en amen. Liewe luisteraars, dis weer 'n wonderlike voorreg om met u te kan praat rondom die woord van die Here. Ek wil onmiddellik gaan na die Bybel, die skrif in Hebreërs 12, waar die woord van die Here saam met ons die so deel soos volg. Hy sê, terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oë gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof, terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. Amen. Nou, hierdie skrifgedeelte, liewe luisteraars, sê die woord van God vir ons. Deel die woord van die Here met ons, dat ons oë altyd deur op ons Here Jesus Christus moet hou. Want dit is iets wat baie belangrik is, om ons oë op die Here van die leerskare te hou. Want as ons rondom ons kyk, dan sien ons vandag hoe moeilik dinge gaan in ons lewens, in ons huishoudings, in hierdie wêreld, op hierdie aarde, in hierdie land, is dinge nie maklik nie. In ons gemeenskappe is dinge nie maklik nie. Maar die Bybel leer vir ons hier. Hy sê, terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Laat ons met volharding hardloop. Hy sê, kom, laat ons dan nou die laste aflê, en laat ons dan nou, en ook die sonde wat vir ons so maklik omring. Jy sien vandag, ons weet dat ons is nou so pas deur 'n paastyd, waar ons die Here Jesus herdenk het en weer bly gewees het en weer God kon dank vir wat op die kruis van Golgotha gebeur het, dat die Here van die leerskare, ons Here Jesus Christus, ons vry kom koop het, dat hy ons vry kom maak het, en dat hy alles op hom geneem het, en dat hy vir ons wonde gedra het, en al hierdie wonderbare dinge gedoen het, dat hy deurgedruk het, en dat hy ook, halleluja, nie net gesterf het vir ons nie, maar dat hy ook opgestaan het, en dat hy aan die regterhand van die Vader sit, dat hy lewe en het nog nooit gesterf, en dat hy die dood oorwin het, en dit is so wonderbaar. Hierdie Jesus Christus is 'n werklikheid, en hier sê die woord van die Here vir ek en vir u, dat ons die laste moet aflê, dat ons ook die sonde moet aflê wat vir ons so maklik omring. Dis moeilik om reg te doen, en dis maklik, sê die Bybel. Paulus sê, dis so maklik om die verkeerde dinge te doen, maar dis swaar om die regte dinge te doen. Hy sê, hy vind in hom hierdie wet wat wederstrewig is met die goeie dinge, wat hy graag wil doen, hy wat Paulus is, doen hy nie. Maar die Bybel leer vir ons hier, dat ons oë gefokus op Jesus moet hou, maar die belangrikheid is dat ons die laste moet aflê. Van u sien, dit wat op ons rus, die laste wat daagliks na ons toe kom, die Bybel sê vir ons moet nie bekommer oor die dag van môre nie, van elke dag sorg vir homself, soos God voorsien vir die mossies, vir die lelies van die veld, so sal God vir ons, vir ek en u voorsien. Ek wil vir u sê, mamma, papa, vandag voel u dalk bedruk, vandag voel u dalk belas met baie dinge en bely, bekommerd oor baie dinge, maar ek wil u vandag bemoedig deur hierdie woord wat sê, kom ons lê die laste af. En soms wanneer ons onderdruk is en wanneer ons belas is en bely is met 'n klomp verantwoordelikhede en baie dinge, dan voel ek en u om verkeerde dinge te gaan doen. Maar ons besef nie dat dit is deel van die plan van die vyand in die wêreld, dat ons ook die wil van die wêreld volg, dat ons ook so maklik, omdat ons hierdie las
laste en hierdie drukkinge op ons het, voel ons dat ons gaan aangaan met die verkeerde dinge in plaas van om die regte dinge te doen. Van u sien, dis in die natuur van die vlees om terug te keer na die ou weë, om terug te keer na die ou dinge, na die verkeerde dinge wat ons gewoond aan is. Die Bybel leer ons dat ons is gebore in 'n sondige wêreld. Ek wil nie so daarop fokus op die sonde nie, maar omdat die Bybel sê die sonde wat ons so maklik omring, want dis maklik vir sonde om vir u, ek en vir u te beïnvloed, om vir ek en vir u neer te druk, om vir ek en vir u met die drang van die lewe in te voer. Dis soos 'n rivier wat in een stroom loop en ons gaan maar net saam met die stroom. Dit is wat die sonde doen. Dis asof almal doen dit en ek en vir u wat elke dag in hierdie gemeenskappe lewe, in hierdie samelewing is, ons moet ook maar nou net dit aanvaar en ook maar nou so doen, wat nie so is nie. As ons oor dan nou gefokus is op die Here Jesus Christus, dan het ons die vermoëns om hierdie laste af te lê. Ons het die vermoëns om nie toe te laat dat die sonde vir ons so maklik oortuig en oorwin nie. Is nie vir ons het die vermoëns om nie toe te laat dat die sonde vir ons so maklik indring in ons gedagtes, in ons denke, in ons doen en lates, in ons opstaan en in ons optrede nie. Ons het die vermoëns om dit nie toe te laat nie, maar ek en u sal dit nooit alleen kan doen, op ons eie kan doen nie, want ons weet hoe dit is om in die sonde te lewe, ons weet hoe dit is om die verkeerde dinge te doen, maar hier het ons 'n waarborg gekry van iemand wat gekom het en sy lewe op die kruis van Golgotha opgeoffer het vir ek en vir u se oortredinge. En hier bemoedig die boeke in die Bybel vir ons in die boek van die Hebreërs 12 en hy sê dat ons moet die oë gefestig op Jesus, die begin en voleinder van die geloof, terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was. Onthou, dierbares, Jesus kon teruggeduins het, hy kon gesê dat nee, hy gaan nie toelaat dat hy gekruisig word vir ander se oortredinge nie, maar Jesus Christus was gefokus om die wil van die Vader te volbring, en daarom sê die Bybel vir ons dat ons moet ons oë gefestig hou op Jesus Christus, want as ons oë op hom is, wat die reg en geregtigheid in die hand het, wat sê, hy is die weg, hy is die waarheid, en hy is die lewe. Hy sê dat niemand gaan na die Vader behalwe deur hom nie. So ek en u, as ons oë op hom hou, is ons dan in staat om hierdie laste af te lê. Ons is dan in staat om hierdie sonde te vermy, om dit nie so gou aan te neem nie. Ons is dan in staat om te aanvaar dat Jesus Christus vir eens en vir altyd vir ons die oorwinning gegee het, want hy is die volëinder van hierdie geloof. Watter geloof is dit? Dit is die geloof in die Here Jesus Christus. Dit is die geloof wat die Bybel van die begin af praat, dat Abraham, omdat hy geloof gehad het, prys die naam van die Here, as hy die vader van geloof genoem, en Moses, omdat hy geloof gehad het, kan hy die Israeliete uit Egypte uitlei. Jy sien, elkeen van hierdie godsmanne en godsvroue was in geloof in die Here Jesus Christus, omdat hulle geglo het in Christus, was hulle in staat om hierdie wonderwerke te verrig. Kon die Here Jesus Christus deur hulle werk. Hy het dit nie net vir hulle gedoen nie, maar hy het dit deur hulle gedoen. Ek en u is in staat om hierdie selfde dinge te doen, as ons weet wat 'n geloof ons in is, en hierdie geloof se naam is Jesus Christus van Nazareth. Hierdie geloof is om te glo in die dinge wat ons nie sien nie, maar waarop ons hoop. Amen. Dit is die ware geloof in Christus Jesus. Die Bybel sê, ons moet net glo. Die Bybel verklaar, Jesus Christus sê, as julle glo, wanneer julle bid en julle glo dat dit so is, dan sal dit so wees. So ek en u het die vermoëns om al hierdie dinge te kan doen, deur te glo in die Here Jesus Christus en deur ons oë gefestig op hom te hou. Amen. So die Bybel leer ons, jy sê in versie 3 sê so mooi, hou hom voor oë wat so 'n vyandige optrede van die sondaars teen hom verdraai het. Jy sien, hy het baie verdra, en dit is die belangrikheid. Verdraagsaamheid is iets wat ek en u nie maklik kan doen nie. Ons as mens verdra mekaar net vir 'n sekere tydperk, maar hierdie Here Jesus Christus verdra ons tot in alle ewigheid, omdat hy het alles gedoen wat hy moes doen op die kruis. Op Golgotha het hy alles volbring. Van hy homself sê, dit is klaar. Hy sê, it is finished. Hy sê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Hy het weer teruggekeer na die Vader, want hy sê, soos die Vader in hom is, so is hy in die Vader. Hulle is een. Kom ek en u
wees dan soos Christus Jesus is. Kom ons wees een met die Vader en die Seun, soos die Vader van ek en u verlang om te wees. U wat nog nie 'n ontmoeting met Christus het nie, u wat nog nie probeer het om aandag te gee, om te luister na die woord van God nie, ek wil u bemoedig dat u hierdie Christus en hierdie woord van God sal aanvaar. Want hy het ons vry kom maak, hy het ons los kom maak, hy het dit alles gedoen, hy het die prys vir ons betaal. Hy het alles vir ons gedoen, ten spyte van sy seer en pyn wat hy moes deurgaan, het hy dit vir ek en vir u gedoen. En ons het vandag die vermoëns om op te staan en te sê, ek sal my aandag op Christus plaas. Ek lê vandag hierdie druk wat ek voel, hierdie bekommernisse wat ek het, hierdie laste wat op my is, ek lê dit vandag af. Ek gee dit vandag oor in die Here Jesus Christus se hande, want hy het dit alles vir ons kom doen. Hy het dit alreeds hy het dit alreeds weggeneem, hy het dit alreeds weggevat, hy het dit alreeds opgelos. Dit is nie dat ek en u moet aanvaar wat hy gedoen het, is 'n werklikheid. Ek en u moet aanvaar dat hy het opgestaan. U weet, as hierdie Jesus Christus nie opgestaan het nie, dan was dit te vergeefs vir ek en vir u om hierdie evangelie te verkondig. Maar omdat hy opgestaan het, omdat hy lewe, omdat hy 'n werklikheid is, het ons die vermoëns om alles waarmee ons sukkel vandag, alles waarmee ons struggle vandag, ons het die vermoëns om dit af te lê. My woorde aan u vandag is, lê af. Lê die laste af. Lê die probleme af. Lê die bekommernisse af. Gee dit aan ons Here Jesus Christus en hy sal dit vir u wegneem as u hom aanvaar. Ek wil vir u vandag sê, moenie toelaat, in Jesus Christus is die vermoëns, kry u die vermoëns, kry u die krag, kry u die boldness om nie so gou toe te laat dat die sonde vir u omring nie, dat die sonde vir u oorweldig nie. Jesus het die sonde oorwin op die kruis van Golgotha. Hy het dit gedoen meer as 2000 jaar gelede en hy het gesê, dis klaar. Hy het gesê, alles is klaar. Hy het die hef in die hand en hy sit in die regterhand van die Vader. Ons tuiste en ons fokus is nie op 'n aardse lewe en om vir ewig op aarde te wees nie, maar dit is om eendag in hierdie nuwe Jerusalem op te eindig, om eendag in die koninkryk van die Here van die leerskare op te eindig, hierdie koninkryk waar Jesus sê, hy moet gaan om vir ek en vir u te gaan plek voorberei. Hy sê hy gaan, hy sê laat julle harte nie ontstel wees nie, glo in my, glo ook in hom. In die huis van my Vader is daar baie wonings. Kom ek en u verstaan vandag dat die Here Jesus Christus 'n werklikheid is. Soos ek hierdie evangelie vandag met u deel, hierdie boodskap kortliks met u deel vandag, wil ek ook hê dat u moet tog sien, dat was dit nie vir die Here nie, dan sou ek nie hier kon staan om hierdie evangelie te verkondig nie, of ook die ander godsmanne en godsvroue wat hierdie evangelie verkondig, hulle sou nie hier kan staan en die woord van die Here kon bedien, as dit nie vir die opstanding was nie, as dit nie vir die opstanding was van ons Here Jesus Christus nie, sou ons nie vandag hier kon staan nie, en dit is een van die tekens dat Jesus 'n werklikheid is, van ons vertroue en ons geloof is in die Here, want hy het vir ons baie kom doen. Hy het dit volbring, hy is die volëinder van hierdie geloof wat ons in glo, hierdie geloof wat wonders in ons lewens kom doen. Want baie maal lyk dit vir u kom nie uit hierdie stryd nie, maar u wat die Here ken, u wat die Here alreeds aanvaar het, u weet wat die Here in u lewe kom doen het. Moenie opgee in hierdie God nie, moenie moed verloor in hierdie God nie. In hierdie tyd word omstandighede en dinge moeiliker, maar die Here van die leerskare, hy gee ons die krag om soos vry mense te lewe, ten spyte van wat ons teekom, ten spyte van die omstandighede, ten spyte van moeilike tye, gee die Here ons die moed, die krag en die moed om op te staan en volmoed te wees in ons Here Jesus Christus, ten spyte van alle negativiteit. Hou die Here ons. Ek weet, u sit vandag dalk met 'n seun wat hardkoppig is. U sit vandag dalk met 'n dogter wat nie wil hoor nie. U sit vandag dalk met 'n eggenoot wat nie wil reg sê nie. Ek weet nie wat u probleme is nie, maar ek weet daar is iets in u huis, iets in u familie, iets in u gesin wat vir u ontstel en wat u voel, u is nou moeg van dit, maar ek wil vir u sê, lê daardie las, lê daardie bekommernis vandag af. Gee dit in die hande van die Here en hy sal as gevolg van die geloof wat u in hom het en die fokus wat u op Christus plaas, hy sal vir u sorg.
Die Bybel sê, almal wat bemoeid en belas is, kom na my toe en ek sal vir julle rus gee. Dit is die God wat ek dien, dit is die God wat ons ken. Jy sien, soms bedruk dinge ons so dat ons hartseer word, dat ons emosioneel word, dat ons soms besluite neem as gevolg van ons emosies en as gevolg van dit wat in ons harte opkom. Soms word ons ontsteld, ons word boos en ons reageer op ons gevoelens. Maar die Bybel leer my ook, ek dink hy sê ook, die woord sê ook, in die boeke van Spreuke sê, ons moet nie hastig wees om te oordeel, of hastig wees om besluite te neem, of om dinge te spreek wanneer ons ontsteld is nie. Maar hy sê, gaan rus 'n bietjie, gaan vat 'n bietjie tyd, gaan rus 'n bietjie en neem tyd en dink daaroor na. Ek dink die rede hoekom die woord van God vir ons daar leer, dat ons bietjie moet nadink wanneer ons ontsteld is, as dan God is besig dan om daardie ontsteldheid terwyl ons daaroor nadink, weg te vat. En op so 'n manier kan ons dan weer die lewe aanskou. As ons daarop staan en uitgaan, dan kan ons die lewe weer in 'n beter opsig aanskou deur die oë van die woord van God. Want hierdie woord van God gee ons die krag en hy gee ons die vermoëns. Die Bybel sê vir ons dat ons moet haastig vinnig wees om te luister en stadig wees om te praat. Ons moet nie so gou praat wanneer ons ontsteld is nie. Maar ons moet vinnig wees om te luister, sodat ons die regte besluite en die regte keuses en die regte antwoorde kan gee en die regte besluite kan maak. Ek hoop hierdie boodskap kon u bemoedig en vir u optel. Ek weet nie waarin u vandag sit nie. Ek weet nie, die Here het my vandag hier geplaas om vir u te kan sê, lê die laste af. Gee dit aan die Here Jesus Christus en hy sal dit vir u oplos. Hou u oë op ons Here Jesus Christus, want hy is 'n werklikheid. Mag die Here u vandag seën. Vader, ek dank u vandag, Here, dat u so wonderbaar is, dat u so heilig is. Dat u vandag, Here, hierdie mense, hierdie kykers, Here, hierdie geliefdes kon bemoedig deur u woord. Ek glo dat u vandag 'n oplossing het vir elkeen se probleem. Help ons vandag om ons laste, Here, af te lê. Help ons vandag om ons oë op u gefokus te hou. Help elke mamma, elke papa, Here. Help elke jong man, jong dogter. Help elke kyker wat vandag voor hierdie skerm sit en kyk, Here, voor hulle televisie sit en kyk na hierdie program, my koning, Here, en na u woord luister. Vader, vandag gaan dit nie oor my nie, maar dit gaan oor u woord wat lewens verander. Ek dank u vir 'n mooi werk in Jesus naam. Amen.